Hallo my vriend, 'n oom in die ou te huis, hy sê vir my, jy het nie idee wie ek was nie. Nie 'n beskuldiging nie, maar as jy hoor sy hart en ek voel nogal baie vir mense. Ek kyk na hulle foto's, ek kyk na hulle goedjies wat in die huis rond staan, maak 'n afleiding daaruit. Hy sê vir my, jy weet nie wie ek was nie. Daarmee weet hy self, hy is nie meer wat hy was nie. Miskien baie sterk, fiks, invloedryk, weet goed aangepak, gedoen, sterk. Jy weet nie wie ek was nie. Jy weet, is nou so, 'n mens, ook 'n kind van die Here, weet, jou kans kom en gaan, jou beurt gaan verby. En dan wil hy my sê, jy weet, ek is ook maar net 'n gedagtetjie. Maar ek wil net vir jou sê, as jy dit sal vat, net dit, kan jy afsit. Hou dit nou in gedagte asseblief, dat God hou jou in gedagte. Jy is maar net 'n gedagte, ek ook. Maar God hou dit 'n gedagte wie jy is, waarvan jy gemaak is, stof, 'n waterdamp sê die boek, wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Nou terwyl ons weet, ons is nie meer wat ons was nie, en die oom sê so vir my, en so. Aan die ander kant dis nooit te laat nie. Is nooit te laat om 'n nuwe skof aan te pak nie. Ek lees daar in die boek Genesis 5 vers 24 van Henog, net so 'n one-liner, een sinnetjie, en daar staan in die groot boek, dat Henog het naby God gelewe. Maak nie saak wie hy was nie, maak nie saak wat jy kan onthou, hoe dit was nie, maar as 'n mens op die volgende skof vir Henog kan vat as 'n ideaal voorbeeld, iemand wat naby God geleef het, en dan staan daar in Genesis 5 vers 24, en God het hom weggeneem na hom. Dis daarom 'n goeie getuienis. Ek weet ook wie Henog was nie, maar ek weet wie hy was. Henog het naby die Here, die Bybel sê, gewandel. Kyk, ek loop van hier tot daar, maar wandel is as jy saam met iemand, met 'n gesprek, 'n gemeenskap, 'n verhouding beweeg oor tyd en plek. En Henog het met God gewandel. Nou is 'n bietjie verder lees in Exodus 3. Daar staan, sê die Here vir Moses, Moses, trek jy nou van hier na daar, vat hierdie mense, die volk. Ek het vir hulle gesê, hulle kan die beloofde land kry, ek het met 'n eed beloof aan Abraham, Isak en Jakob, maar Moses, gaan jy, en ek sal my engel voor jou stuur, maar ek gaan nie saam nie, want hierdie mense is moedswillig, en ek sal nie met hulle saamtrek na die land wat oorloop van melk en honing nie. En dan staan daar, God sê wat, ek sal hulle vermoor. Letterlik staan daar, ek sal hulle verdelg op pad daarheen. Nou kan jy sien, mense sê altyd, maar God het 'n invloed op ons. Maar kyk die invloed van Moses op God, en Moses die grootste leier in Israel nog ooit. Moses se invloed op mense. Moses beïnvloed God so sterk. God kyk vir Moses en hy sien iets in Moses, wat ek gesê, Moses, daai mense, ek het vir hulle beloof, maar jy kan dit regkry, ek kan dit nie doen nie, gaan jy saam met hulle. Die invloed van Moses op God, daar was iets in Moses, wat al was God, in Afrikaans, fed up vir die volk, en al het God homself gedistansieer van die volk, hy sê, ek gaan nie saam met jy gaan saam, anders vermoor ek hulle dalk, kan Moses so groot teenwoordigheid hê, presence, saam met die Here, dat God vir Moses sê, Moses, vat jy die mense, na die plek wat ek hulle beloof het, maar ek kan dit nie goed, ek kan dit nie doen nie. Nou jy weet, mense, hulle sê is connected, well connected, beteken jy ken baie mense, en jy weet wie om te stoot en te trek, en gunste te vra, en jy kan baie regkry, jy is goeie netwerk. Maar in God se netwerk, God wat so groot en alles is, God het ook 'n netwerk. En God se netwerk is na Henog, tot hy hom kom haal.
En God se netwerk is na Moses. Moses, gaan jy, ek kan nie met die mense nie, maar gaan jy, ek sal die engele saamstuur. God het 'n netwerk na 'n mens wat so groot invloed het, selfs op God, dat God sy wil kan verander en sê, ek gaan nie saam met jy gaan, maar ek sal die engel stuur. So Moses het 'n groot invloed op God. So Moses was op daai stadium nie meer wat hy was hier hoor. Hy was 80. 'n Mens word elke jaar ouer, veral as jy ouer raak, word jy gouer ouer. En Moses was 80. En Henog het so groot invloed op God gehad, voor God hom kom haal het, dat God hom kom haal het. En Moses, op oor die 80, sê die Here vir hom, gaan jy, en ek stuur my engel vir jou. Daar's nog 'n man in die Bybel, wat 'n geweldige invloed gehad het op God, is Josef. God seën vir Josef, so kwaai seën hy vir Josef, hy sien vir Josef, en hy stuur vir Josef. Josef is deur die tronk word geseën. God se invloed in die tronk oor Josef, eintlik Josef se invloed op God en God se invloed op die tronk, dat die God seën die tronk, sê die Bybel. God seën Potifar se huis. Hy het 'n vrou en die vrou en alle goed, maar God seën die huis oor Josef. As jy dink, ek weet wie ek was, maar mense weet nie wie ek was nie. Maar jy weet, mense is nooit te oud soos Josef. Hy was eintlik toe in die tronk kom na 17 jaar oud. En Moses was 80 toe God hom gebruik. En Henog was ook al senior. Maar God kan, jy kan so sterk invloed hê op God, dat as jy met hom wandel, laat hy hoor wat jy sê en hoor wat jy dink, en hy kan met jou, en hy kan vir jou gebruik en stuur as jy wandel met God, op jou laaste skof in jou lewe. Moet dit nie onderskat, en wees gehoorsaam, dat jy invloed na God kan hê, en God invloed kan hê op mense, op tronke, op huishoudings, op lande, ons land, as jy met God wandel. Hou nou op klaar oor die Grieke en die Romeine en politieke partye. Jy wandel met God, dis al wat jy moet doen, en jy sal 'n geweldige invloed hê, want God sal jou eer, en waar jy is, sal dit geseën word, alles in die tronk, en alles het welvarende mense se huis. So God kan mense kan so geweldige invloed hê by God. Vat nou vir Paulus. Paulus is 'n Jood. Paulus kom van Jerusalem. Die Heilige Gees kom Paulus tot bekering. En nou moet Paulus gaan getuig. Kan jy dink die geweldige goue geleentheid wat hy het? Hy word gesammens, gekommandeer. Hy moet homself gaan verdedig in Rome, op hoogste gesag in die wêreld. En op pad soontoe sê Paulus vir die kaptein van die boot, moenie op hierdie boot klim, hoor die boot, daar kom 'n storm. Die kaptein, hy lag vir Paulus af. En so ry Paulus, maar hy is nou gevangene. En langs die pad sê Paulus en die mense, ons het 2 weke laas die son gesien, dit het alles oorboord gegooi, hierdie boot gaan sink. Kom ons gebruik nagmaal. En Paulus gee as nuwe Christen, hy was as Jood, as opvoeding, gee hy vir die boot 'n nagmaal, en hy sê vir die boot, hierdie boot gaan sink, sê hy vir die mense, maar julle, nie een van julle, 'n haar van julle hoof sal tot niet gaan nie, en julle sal almal gered word. Geweldige invloed. God spaar die boot oor Paulus, want Paulus moet in Rome kom, want Paulus moet 'n groot invloed gaan hê in Rome, en God word so beïnvloed deur die potensiaal van hierdie bekeerling Paulus, dat Paulus hom en 'n boot spaar. So in Josef word 'n tronk gespaar en 'n huis. In Moses word 'n moedswillige volk. Die Here is eers meer vir die Jode nie. In Moses word die Jode geseën tot binne in Kanaan in. En in Paulus word 'n boot geseën. Nie dat hy magtig gesien, maar sy invloed op God is dat God kan hom nie laat verlore gaan nie. Hy moet hom red, boot en als, laat hy kan kom in Rome. 'n Mens wat net 'n mens is,
'n gevangene is, oud soos Moses, gevang, onregverdig, moet ek sê, soos Josef, in boeye op 'n skip op pad na Rome, arme Paulus. Op hulle laaste skof het hulle so 'n geweldige invloed op God, dat God sy, soos hulle in Engels sê, sy mind change. Daar staan, God het dit so bestem, dat die boot uitbreek op 'n eiland. En 267 mense word gered. Ja, ek weet nie regtig, niemand ken niemand regtig nie. Ek ken nie jou regtig nie. Wie ken jou? Wie verstaan jou regtig? Of vir my, of vir ons? Maar hoor wat ek vir jou sê, jy moet dit nie onderskat nie. Loop die pad van die Here. Jy het 'n groot invloed op God se hart. En hy sien vir jou in liefde gade. Nou die flipkant van dit is, dat Jesus sê, as hy weer kom, sal hy geloof op hierdie aarde vind. Soos either or. Loop die pad soos Henog, soos Moses, soos Josef, soos Paulus, of los dit. Moenie hy kans vat nie. Amen. Ek gaan jou seën, ontvang die seën van die Here, Here. Ek bid, ek seën jou nou, mag die genade van die Vader, en die liefde van Jesus Christus, in die Heilige Gees, in jou werk. Amen.